Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons kyk vanoggend na nog 'n wond van Jesus. En soos wat ons na elke wond kyk, dan hoop ek en glo ek dat jy agterkom dat dit baie meer is as net die woorde, deur die wonde van Jesus is ons genees. En dat jy tot die besef sal kom, daar is nie een wond wat ek en jy kan opnoem in ons lewe wat Jesus nie gevoel het nie, wat hy nie deurgegaan het aan die kruis en ook tydens sy verhoor, hoe hy gemartel is nie. Nou vanoggend gaan ons kyk na die wond waar Jesus geklap was en ons gaan kyk na die dieper betekenis wat werklik gebeur het, hoekom dit genoem is juis dat hy geklap is en wat 'n genesing dit vir jou en vir my daaruit bring. So kom ons bid saam en ons gee kans dat die Heilige Gees diep binnekant in ons werk en ons kom genees deur die wonde van Jesus. Vader, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Jesus, dankie dat U elke wond vir ons deurgegaan het. Here, dat ons vanoggend na die boodskap kan luister en tot die besef kan kom, as daar een is wat weet hoe ek voel, wat ek deurgaan, wat ek deur is, dan is dit U, Jesus. Dankie dat U my binnekant U gehad het, en dat ek nou U binnekant my kan hê, om my gesond te maak. Here, genees asseblief mense, tydens hierdie boodskap, wat die klappe van die lewe ervaar het, deur U wonde. Dankie, Here. Amen. Nou die tema, soos ek genoem het, is Jesus was geklap, sodat jy genesing kan ontvang vir die klappe van die lewe. Soveel keer was ek al in gesprek in pastorale terapie, waar mense voor my gesit het, mans en vrouens, wat daar vertel is hoe hulle as kind teen die agterkop geklap is, teen die rug geklap is deur onderwysers, en ook vrouens wat klappe verduur het van mans. En dit is nie lank nie, dan sal hierdie volwassene se trane begin loop oor hulle wange. So lank, jare daarna, na hierdie klappe, is daar nog hartseer, is daar nog vernedering en is daar nog pyn. En dan gebeur daar iets. Of hierdie mense draai so baie keer die ander wang, dat hulle naderhand 'n gevangenis raak van geweld in so 'n verhouding, of in sulke omstandighede. Of hierdie persoon draai die ander wang en begin so in 'n ander rigting inkyk, laat dit die beëindiging is van wat aan hierdie persoon gedoen is. Maar kom ons kyk in die woord van God, tydens die verhoor voor die Joodse raad, die Sanhedrin, was dit net nadat Jesus gesê dat hy die Seun van God is, het die lede van die raad hom skuldig bevind aan Gods lastering. Hulle het hom geklap, hom in sy gesig gespoeg en hom geslaan, terwyl hulle gesê het, profeteer vir ons Christus wie dit is wat jou geslaan het. En laasweek het ons daarna gekyk hoe hy geblinddoek was terwyl hulle dit gedoen het. Hy was deur die diensknegt van die hoëpriester tydens 'n ondervraging deur die hoëpriester Annas, het Jesus geantwoord op 'n manier wat een van die diensknegte teen die bors gestuit het. Die diensknegt het Jesus geklap en gevra of dit is hoe hy die hoëpriester antwoord. Deur die Romeinse soldaat, nadat Pontius Pilatus Jesus oorgegee het om gekruisig te word, het die soldate hom weggelei, hom 'n persmantel aangetrek, 'n doringkroon op sy kop gesit en hom herhaaldelik geklap, terwyl hulle hom gespot het as die koning van die Jode. In Lukas 6 vers 29 leer Jesus sy volgelinge die volgende: As iemand jou op een wang slaan, draai ook die ander wang. En as iemand jou bokleed vat, moet hom ook jou onderkleed nie weier nie. Op die oog af lyk dit of hierdie lering van Jesus ons aanmoedig
om passief te wees as daar geweld is, asof ons maar moet toelaat dat mense oor ons loop? Was dit werklik wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, draai die ander wang? As ons dieper in die agtergrond van hierdie Bybelse konteks begin kyk, kom ons agter dat Jesus sy volgelinge oproep tot 'n nie gewelddadige weerstand teen onreg, wat gegrond is op, hoor die woorde, liefde en waardigheid. Want dit is wat 'n mens verloor op daardie oomblik. Jy verloor jou respek, jy verloor jou liefde, en jy verloor jou menswaardigheid. So wat is dan die betekenis van draai die ander wang? In Matteus 5 vers 39 sê Jesus, ek sê vir julle dat julle nie 'n slegte mens moet teengaan nie. As iemand jou op die regterwang klap, draai die ander een vir hom. Om die ware betekenis van hierdie vers te verstaan, moet ons die kulturele konteks waarin dit geskryf is ondersoek. Die konteks van die eerste eeuse Judea. So 'n klap op die regterwang in 'n regterhandse samelewing sou gewoonlik, soos wat ons dit ken, 'n backhand klap gewees het. Dit was 'n manier om iemand te verneder, eerder as om hierdie persoon werklik seer te maak. So in die Joodse en die Romeinse kultuur was so 'n spesifieke klap gewoonlik gebruik om meerderwaardigheid teenoor die ander persoon te toon, om mag te bewys, soos wat 'n meester dit teenoor 'n slaaf sou doen. En deur om die ander wang te draai, beteken dan dat hierdie een wat die klap ontvang het, nie reageer met geweld nie, maar dat die ander persoon die kans gegee word om 'n besluit te maak voor die volgende klap val, of hulle weer gaan slaan met 'n oop hand of 'n tree gaan teruggee. Dis wanneer Jesus sê dat ons die ander wang moet draai, leer hy nie dat ons ander mense moet toelaat om oor ons te loop of om ons te abuse nie, maar voorsien hy ons liewer van 'n manier om onreg te konfronteer sonder om self onreg aan ander te pleeg. Deur die ander wang te draai, dwing jy die ander persoon om of weer te slaan of om op te hou. Hierdie is nie 'n teken van swakheid nie, maar dit is juis 'n teken van moed en van waardigheid waarin hierdie persoon staan. So die boodskap wat Jesus probeer oordra, sê ek weer, is nie die van swakheid nie, of om onregverdigheid aan mekaar te aanvaar nie. Hy leer dat boosheid, want dis 'n bose iets wat met jou gebeur, op 'n ander manier as deur wraak hanteer moet word. Romeine 12 vers 17 tot 21 sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Onreg deur liefde en waarheid te ontbloot. Om onreg met geregtigheid te konfronteer, nie deur geweld nie. Jesus is vir ons die grootste voorbeeld van hierdie beginsel reg deur sy hele lewe op aarde, veral tydens sy lyding voor sy kruisiging. Toe Jesus tydens sy verhoor geslaan was, het hy nie teruggeslaan nie. Hy kon op daardie oomblik so maak, en dan kon 'n legioen engele hom bygestaan het. Maar hy het dit kalm aangespreek. Kom ons luister mooi vanoggend na die genesing wat daar in Jesus se woorde is vir die klappe van die lewe. Die hoëpriester het Jesus onder kruisverhoor begin neem, hom uitgevra oor sy volgelinge en wat hy gepreek het. Jesus het op al sy vrae gereageer. Hy het oral openlik gepraat, sê hy. In die tempel, by die bymekaarkom plekke van die Jode, daar was my kansel, daar het ek gepreek. Ek het nie iewers in die geheim opreiende toesprake begin hou nie. Moet my nou nie vra om alles te gaan herhaal nie. Hoekom sê hy dit? Want dit is hoe konflik hanteer word. Om nie aan mekaar in daardie fight betrokke te bly nie. Gaan vra die mense wat my hoor preek het. Hulle weet wat ek gesê het.
Met ander woorde, jy wat deur die klappe van die lewe gegaan het ook 'n getuienis in jou lewe, en dit is die Heilige Gees. Jy weet wat is jou kant, en jy weet wat is die ander kant, maar jy weet ook dat die Heilige Gees wie in jou is, die volle waarheid ken. Toe Jesus dit sê, toe klap hierdie polisiemanne hom, en hulle bulder, is dit hoe jy met die hoëpriester praat, en dis altyd hoe dit gepaard gaan. Ons het nou dit gelees, dit is om daar te wys, dat daar mag is, hoekom daar met 'n backhand geklap was, en wat Jesus van gepraat het, draai die ander wang. Hy sê, as ek iets verkeerd gesê het, vertel my wat dit is. En dit is iets wat ek vir jou probeer sê. Kom by daardie waarheid uit. Hoekom doen jy dit aan my? Konfronteer daardie persoon. Hoekom doen jy dit aan my? En ja, daardie persoon sal 100 ander klappe ook kan uitdeel, wat hulle regverdig, hoekom hulle dit aan jou doen. Maar jy moet die waarheid kan verstaan, waar jy is, waar jou waardigheid is. Want 'n klap op jou agterkop, teen jou wang, teen jou rug, bepaal nie jou waarde nie. Dit sê vir jou meer van die ander persoon wat dit aan jou gedoen het of aan jou probeer doen. En jy moet vandag by die plek kom om genesing te vind van daardie klein seentjie, van daardie klein dogtertjie wat deur onregverdigheid behandel is en ongeregtigheid aangespreek is. Natuurlik was Jesus se kruisiging die grootste voorbeeld van hoe boosheid van hierdie wêreld, van ons eie sonde oorwin is deur groot genade en liefde. So hier beteken dit, ja, ek vergewe die persoon, sodat die gif in my lewe kan ophou, want lank nadat die klappe geval het van hierdie lewe, is daar nog seer binne jou hart, en as daardie seer daar bly, dan sal daardie klappe nie vergeet word nie, en dan sal dit nader aan wrokke raak, en nader aan sal dit 'n wrok in jou raak, wat jou baie seerder maak, en wat van jou ook iemand dalk kan begin maak, wat begin klappe uitdeel. Want seer maak dikwels seer. Maar wat daarvan, as na hierdie program, jy ook dit besef, dat genesing genees. As jy genesing kan ontvang, jy ook genees sal word. Dat ons moet vergewe, eerder as om wraak te neem. Romeine 12 vers 18 tot 19. Want dit is wraak, wat jou aan mekaar daardie klappe laat voel, wat aan mekaar jou tong laat klap, in woede. Boosheid, wat met goedheid moet oorwin word. Matteus 5 vers 44. Om by daardie plek uit te kom in jou binnekamer, en te sê, Here, soos wat U daardie streep getrek het, by daardie vrou, wat nie gestenig is nie, so trek ek ook die streep, dat ek nie verder in die leuen gaan leef nie. En hoor vir my, dat jy daardie geheim, wat jou so vernietig, bekend sal maak aan iemand, wie jy vertrou, dat daardie klappe nie jou mond sal toeklap, dat jy nie sal praat oor wat aangaan nie, maar dat jy hulp sal kry op een of ander manier, dat jy nie langer sal toelaat dat jy so verneder word nie. Hierdie lering is regtig moeilik in vandag se tyd, want oralste is net geweld en word kwaad nie meer met goed beveg nie. Maar dit is wat Jesus wil hê ons moet hoor tydens hierdie opname, dat vir elke klap, vir elke vernedering, daar vir jou genesing is. Daarom is dit genoem in God se woord, dat Jesus geklap is, dat jy moet kan verstaan, as daar een is wat weet presies hoe jy voel,
is dit Jesus. En daar waar hy vir jou sê, draai die ander wang, beteken dit nie, jy moet aan mekaar in daardie vernedering bly nie. En ek glo, saam met jou, as jy werklik begin bid, en die Here begin bid vir leiding, en vir hom begin vra vir hulp, dat jy uit jouself uit, daai eie wrokomstandighede eers sal uitkom, voordat jy vry sal kom van die werklike omstandighede waarin jy vasgevang is. En ek wil vir jou wat die klappe van die lewe ken, wil ek vanoggend communion bedien. Die bloed van Jesus wil ek vir jou gee om te drink. En ek wil vir jou vanoggend sê, deur die wonde van Jesus, elke klap wat hy verduur het, weet hy, daar het hy jou gedra, sodat jy nou genesing kan ontvang. Gaan in jou binnekamer, gooi vir jou nagbal in, gebruik die bloed van Jesus, byt vas en begin daar die mense vergewe, die een na die ander klap vergewe. Spreek hulle vry, dat daar die klappe nie meer wonde in jou lewe kan wees nie. En as jy die een is, wat dink jy kan klappe links en regs uitdeel, wil ek vir jou sê, jy het die grootste genesing nodig ooit. Dat jy by die Here sal uitkom in vergifnis en dat hy jou sal help om werklik jou hande te was in sy bloed, dat jy sal ophou seermaak met jou hande. Jesus, dankie watter kant toe dit ook al is, dat u bloed vir ons gevloei het, om die krag te kan hê, om te vergewe. Vir jou, wat daar die wond beleef, neem eet, dit is dan die wond van Jesus se klappe, wat ek vir jou vanoggend gee, sodat jy genees kan word, van elke klap. Amen. Here, baie dankie, dat u ons ken, dat u weet, en help, Here, elkeen, wat die wonde dra van klappe. In Jesus naam, Vader, bid ek dit, vra ek dit, en glo ek, u sal hierdie persone help. Amen.